Goeiemôre, liewe vriende, vriendinne, luisteraars, Woord Collective. Het is vir my so opwindend om weer met julle te kan gesels vandag. En ons het 'n paar keer nou al gesels oor God se karakter, maar daar is so baie om te sê. En die vorige kere wat ons gesels het ons gesê, God het gevoelens, emosies en gedagtes. Die woord praat van hy is jou vriend, hy is jou vader. Hy wil verhouding hê met ons. Nou ja, dit bring ons by Jesus, wat ons middelaar is. Het julle geweet dat Jesus intercede vir ons? Want dis wat dit beteken om 'n middelaar te wees. 1 Timoteus 2 vers 5 sê, maar daar's een God en een middelaar tussen God en die mense, die mens, Christus Jesus. 1 Johannes 2 vers 1, ons het 'n voorspraak by die Vader, Jesus Christus, die regverdige. Wat beteken dit om 'n voorspraak te hê? 'n Voorspraak beteken, hy is ons advokaat. Met ander woorde, hy is 'n stem wat vir ons intree. Dit beteken nie dat Jesus vir ons bid nie. Hy doen nie ons petitioning of gebed namens ons nie. Hy sê nie, ek sal namens jou vir God vra nie. Hy staan tussen jou en God. En hy verklaar ons regverdig voor God, sodat God ons gebede kan verhoor. Johannes 16 vers 26, in daardie dag sal julle in my naam bid, en ek sê nie vir julle dat ek die Vader aangaande julle sal vra nie. Hy sê nie, I will pray for you nie. Jesus bid nie vir ons nie, hy intercede vir ons, sodat ons kan bid. Dit is wat dit beteken om te bid in die naam van Jesus, want Jesus is die middelaar. Ons gebede gaan deur hom na God die Vader. Johannes 16 vers 23 sê, voorwaar, ek sê vir julle, alles wat julle die Vader sal vra in my naam, sal hy julle gee. Tot nou toe het julle niks in my naam gevra nie. Bid en julle sal ontvang, sodat die blydskap volkome kan wees. Filippense 4 vers 6, wees oor niks besorg nie, maar laat julle begeertes in alles deur gebed en smeking met danksegging bekend word by God. En die vrede van God, wat alle verstand te bowe gaan, sal julle harte en julle sinne bewaar in Christus Jesus. As julle nou vir my gesê het, wat doen Jesus vir ons, dan is dit wat hy vir ons doen. Maar die Heilige Gees het 'n ander funksie. Kom ons kyk wat sê hy. Romeine 8 vers 26, en net so kom ook die Gees ons swakhede te hulp, want ons weet nie reg wat ons moet bid nie. Maar die Heilige Gees self tree vir ons in met onuitspreeklike sigtinge. Romeine 8:27 verduidelik dit. En hy wat die harte deursoek, weet wat die bedoeling van die Gees is, omdat hy oorkomstig die wil van God vir die heiliges intree. Hy bid dat die wil van God in ons lewens geskied. Daar sê, dit is 'n groot een om te onthou. Die Heilige Gees bid dat die wil van God in ons lewens geskied. Nou as ons hierdie twee helpers het wat vir ons in gebede optree, ons gebede na God die Vader toe neem, wat moet ons dan doen? Wat moet ons dan bid? Jy vind die skrif of die skrifte ooreenkomstig met jou gebed en jy bid dit. Dit wat jy die Vader wil vra. Die verse wat ooreenstem met genesing of voorspoed of seën of goedheid en guns, jy vind daai verse en jy dra hulle op voor die Vader. Want Jesaja 55 vers 11 sê, so sal my woord wees wat uit my mond uitgaan. Dit sal nie leeg na my terugkeer nie, maar doen wat my behaag en voorspoedig wees in alles waarin ek dit stuur. As jy kyk, wat doen Jesus vir jou en wat doen die Heilige Gees vir jou, dan weet jy het ook 'n verantwoordelikheid. Jy en ek moet bid. Nou ja, tot volgende keer. Dit was baie lekker om weer met jou te deel oor God se karakter. Volgende Vrydag gesels ons weer. Mag jy hierdie week 'n nuwe ervaring met jou gebedslewe hê. Vrede en vreugde.